Dis nou tyd om geldsaake te bespreek en Thys gesels nou met Elizay Kutse, gesertifiseerde finansiële beplanner by Everest Wealth. Ai, dankie Elsa, ek waardeer dit en dan weer eens baie welkom Elizay. Lekker om weer terug te wees. Kyk, ek en jy nê, ek neem aan Grace die tweeling vandag, ja. Wow. Dis Elizay, kom ons spring sommer in. Everest Wealth. Wie is Everest Wealth en wat maak hulle uniek en belangrik in die kom ons sê net maar die beleggingswêreld? So Everest Wealth is een van die grootste privaat ekwiteitmaatskappye in Afrika. En hy's ook 'n markleier natuurlik met sy track record as jy dit so kan sê. Hulle beklemtoon eintlik hulle konstantheid en hulle strategie wat hulle gebruik om buite die tradisionele markte eintlik op te tree om meer van 'n stabiele konstante opbrengs vir hulle kliënte te gee natuurlik, ja. As 'n mens byvoorbeeld nou gaan kyk na diversifisering, want dit is baie belangrik in 'n portefeulje. So jy verwysingsraamwerk is baie keer 'n sekere sektore waarin jy kan belê en dan sekere instrumente waarin jy kan belê binne in daai industrie. Maar as 'n mens byvoorbeeld gaan kyk noteerde aandele, ongenoteerde aandele, skuldbriewe, debentures, bonds, warrants, daar's 'n klomp instrumente wat 'n groot rol speel in 'n mens se diversifisering. Maar wat maak private sekuriteit so uniek in 'n diversifisering van 'n portefeulje? Kyk, privaat ekwiteit is buite die tradisionele vorm natuurlik. So 'n nie gelyste aandeel, met ander woorde, daar's nie marksentiment betrokke nie. Ja. Daar's nie willing buy, willing seller, daai tipe van ding betrokke nie. Hulle Warren Buffett het ook natuurlik gesê, hulle kyk na waar belegger en bestuur se belange eintlik in lyn met mekaar is. Ja. Dit is nie noodwendig soos 'n aandeel op die beurs wat as die een ou verkoop teen 'n goeie prys of daar's nou weer 'n nuusberig uit oor 'n ding, dat hy dadelik duik en dan daar's nie daai tipe sentiment betrokke nie. So dis bietjie meer konstantheid, bietjie meer stabiliteit en definitiewe plek in almal se portefeuilles. Ek dink ek het 'n goeie voorbeeld gewys op Maandag se program juis rondom die Trump debakel, die uitval met Elon, waar dit letterlik gedurende die gesprek soos wat hulle toe nou op X gepost het, wat daar gebeur het, kon jy stelselmatig sien hoe val 'n genoteerde aandeel amper met 14%, net om dit letterlik weer in 48 uur op te maak. Maar ek bedoel, nou waar raak mense dan in paniekerig, hulle gaan verkoop en natuurlik dan sien ons die goudpryse sit deur die dak as gevolg van hierdie sentiment waartoe jy verwys en dan wat natuurlik dan van private sekuriteit uitstaan is dat hy gee daai konstantheid. Jy weet so hy kan daai volatiliteit kan hy vir half bestuur. Sê gou vir my Warren Buffett oor private sekuriteit en risikobeleggings, want jy het hom nou net aangehaal, maar wat is sy gevoel rondom dit? Okay, hy beklemtoon eintlik die uitmuntendheid van privaat ekwiteitmaatskappye en hoe belangrike rol dit in die beleggingsportefeulje speel. En natuurlik ook wat ek vir jou gesê het nou, waar ek hom aangehaal het om te sê, waar belegger en bestuur se belange eintlik dieselfde ding is. Daar's nie 'n verskil tussen die twee nie. En dit is eintlik waar private ekwiteit uitstaan teen ander, want die op en af, die wisselvalligheid, dis op aanvraag bietjie meer konstantheid, bietjie meer stabiliteit. So nie noodwendig plek vir jou hele portefeulje om privaat ekwiteit op te neem, maar definitief 'n plek in jou portefeulje. Ja. En dis waar diversifikasie 'n groot rol speel. Ja. So ek kry iets van alles, maar definitief ook privaat ekwiteit om bietjie meer konstantheid te kry. Julle sê die markte is regtig waar baie hoog op hierdie stadium. So as ons kyk die volume is party mense dink selfs die JSE se volume kan bo 100 000 basispunte gaan. Maar weer eens is 'n persoon dat dit bietjie gaan opbreek tussen die industrie. Jy weet wat dit uitmaak op die JSE. So byvoorbeeld gaan kyk na finansiële 15 aandele, resource 10 aandele, small medium cap aandele, industriële aandele. Maar 'n groot rolspeler veral op die top 40 is natuurlik op hierdie stadium goudmaatskappye. Jy weet mynbou. Daar's groot volumes byvoorbeeld jaar tot datum is selfs skuwe van tot 46%. Wat is basies iets wat ons moet dophou vir die volgende 6 maande as ons byvoorbeeld kyk na uitsig soos waarvan ek nou verwys? Ja, iets wat ons eintlik moet dophou wat ek voel alle bateklasse beïnvloed, sal natuurlik rentekoerse wees in die FSA en Suid-Afrika. So dit is iets wat mense moet dophou. Ander ding wat mense moet dophou is basies maar inflasie, dis mos jou koopkrag van jou geld. En dan kyk jy na groen energie. Ja, moenie noodwendig spring op die hype van AI tipe maatskappye. Ja, daar's ook plek daarvoor en is meer spekulatief. So dis natuurlik korttermyn spekulasie. Kyk bietjie na iets oor die langtermyn wat volhoubaar gaan wees, wat vir jou definitiewe groei opsies gaan gee. Ja.
Voorsien julle basies weet dat daar dalk 'n herstel kan wees. Ek wil nie die woord gebruik herstel nie want die PE ratios op die JSE is nog onder 20, so met ander woorde baie spasie. Ek dink die JSE is nog steeds goed geprys, maar is daar basies weet dalk 'n verrassing wat kan gebeur, jy weet as byvoorbeeld China, VSA, Europese wat son verhoudings 'n bietjie, kom ons sê net maar die Engelse woord relax, jy weet in 'n ou gaan bietjie uit die goue prys uittrek en weer terug na kom ons sê Chinese markte, Koreaanse markte lyk ook goed op hierdie stadium, Asië lyk basies jy weet goed en hulle het nog 'n groot herstelproses wat op hulle indekse moet gebeur. Is daar dalk 'n verrassing wat dalk kan kom, byvoorbeeld soos 'n verlies dalk van 10, 12, 14, 15% op die JSE? Ons verskat dit. Ons definitief ons sien dit dalk kom, maar dis waar dit belangrik is. Kry dalk 'n tipe van 'n fonds soos 'n world ETF of iets waar jy bietjie meer blootgestel is wêreldwyd en nie net deur die VS nie of nie net deur China nie of nie net deur Asië nie. So jy weet verspreie fondse en maak seker jy het ietsie van alles dat ons weet, okay, jy weet as iets af is, gaan jy dan 'n bietjie wen aan hierdie kant. So ja. Dis waar diversifikasie 'n rol speel. Ek dink ook so, maar jy verwys juist na ETF, so met ander woorde exchange traded funds. Daai is nogal een van my gunsteling tipe van produkte wat 'n ou kan inbring in jou portefeulje juist om daai stabilisering te kan gee oor die algemeen. So, maar weer eens as 'n ou gaan kyk byvoorbeeld na die S&P 500, sê wat basies weet ETF het regtig waar goed marke uitpresteer, baie consistently weet oor die laaste 5 jaar, maar op hierdie stadium is hy nogal op 'n laagtepunt. En jy verwys op byvoorbeeld aan groen energie, na tech, jy daai tipe van AI, daai tipe van aandele wat op hierdie stadium groot verliese gevat het. So ek dink ja, as jy byvoorbeeld dan nou so daarna gaan kyk, en 'n ou sê daar buite vir 'n persoon, okay, maar is dit iets wat jy sal voorstel nog steeds om in hulle portefeulje te plaas of is dit dalk iets wat jy eers in die toekoms mee na sal kyk? Kyk, hy's nou op 'n laagtepunt, so ek sal voorstel klim in as hy op 'n laag is. Mens weet nooit noodwendig wanneer om die mark reg te, jy weet die tyding reg te kry nie. Ja. As jy gelukkig is om 'n laag in te klim, is dit reg, maar as jy op 'n maandelikse basis byvoorbeeld moet belê vir 'n langtermyn, dis nie noodwendig 'n slegte ding om ook op 'n hoog in te klim, dit is maar net hoe jy die mark ry op die einde van die dag. Die beste ding om altyd te doen is spaar voordat jy spandeer. Dit is maar eintlik die kort en die lang. So definitief die S&P 500 goeie opsie om te oorweeg. Die MSCI World ETF is ook 'n goeie opsie om te oorweeg. Waar jy nie noodwendig jouself moet die mark dop om te kyk watse aandeel gaan jy nou vandag verkoop, wat sien is op 'n hoog, wat sien is op 'n laag nie. So hulle het soos 'n 12 maande tydperk waar hulle hom soos verkoop. As 'n mond vol maak met jou stop, Elsa. Baie dankie Thys en Elizay. Nou ja, wat 'n insiggewende gesprek, maar jy kan ingeskakel bly want net hierna kuier Lydia Winchester hier by ons in die ateljee.